Moet asseblief nie met die bal speel terwyl ek preek nie, is ongeskik. Ek wil net Fransjo korrigeer, jy moet jou hand uitsteek, nie jou oog nie. Franne, ons doen nie daai goed hier nie, hoor. Ek skielik bang, Remy, jy gaan nie fusion doen nie. Ons het nie daai mediese plan nie. Ja, is dit nie fantasties nie, hè? Al hierdie kids hier voor. Eers ek wil sommer die kids ministry gaan join. Hè? Daar's 'n stuk energie wat loskom wanneer kinders so saam is dit nie? Ons het nou die laaste ruk het ons baie gesels oor wat aangaan in ons skole en die dinge. Dis ouens, ek wil vir jou sê, dis 'n voorreg. Ek onthou toe ek op skool was. CSV, nie julle nie, maar ek was huiswerkklas. Onthou die Bybelklas. Jy werk, okay, ek het nie my rek lekker verstaan nie. Dis hoekom hulle sê 'n pastoor weet niks van geld nie, so toe weet ek wat ek moet doen. Maar so ek het 'n pel gehad wat baie goed is in rek. Hy het toe later 'n CA geword en goed. En ek en hy het in die Bybelklas langs mekaar gesit. So my verskoning was, ek doen nie my rek huiswerk nie, want hy moet my net verduidelik. En ek was duidelik nie die skerpste potlood nie, want in 'n halfuur tot 40 minute het ek niks geleer nie. Want ek maar afgeskryf. Ek praat vandag oor integriteit. Ja, die Here was toe ook sentraal in my lewe. Dit was meer 'n kwessie van Here help my om deur te kom. Maar ouens, ons het 'n ruk terug het ons 'n ask gedoen en ek gaan nou nie vandag weer dit doen nie, maar ons het so 'n papiertjie daar op jou, so 'n kaartjie op elke tweede stoel gesit en ek wil jou vra nê, dat jy net herinner word daaraan. Ons wil baie graag nog 2-3 leiers aanstel vir 'n groter impak in ons gemeenskap. En vat hierdie saam, hy's joune, maar moet hom asseblief nou nie vir die ou by die robot gee nie. Okay, dis jou eie hartjie se commitment aan die volhoubaarheid van ons impak by die skole volgende jaar. Sit hom op jou yskas. En miskien wil jy nie 'n bydrae doen nie. Hier is nou debietorder inligting en so aan vir maandeliks, maar miskien wil jy vir ons 3 bediening bid. Ons is regtig op die voorgrond van 'n groot deurbraak en ons wil eintlik maar net onsself regkry daarvoor dat ons nie met nette vis vang met gate in, jy weet, dan lyk ons en Jesus nie so hard soos wat ons wil nie. Okay, so ek gaan nou weer begin. En ek gaan hierdie keer regtig probeer. Ek het geweet hierdie kom. En ek sê vir die ouens toe ons bid voor die tyd, dis ironies dat ek nou moet lyk of ek skrik en ek praat oor integriteit vandag. Okay, so ek het as prins probeer nie lyk nie, maar toe hierdie eerste skootklap, toe kom die bomskok in my uit. So ek sal seker elke keer skrik. Goed, ons praat oor integriteit en ek dink as ons kyk na die begrip van die integriteit vanuit 'n goddelike perspektief en vanuit 'n heelheid perspektief, lyk dit anders as integriteit soos wat 'n mens daarna kyk buite Christus. Ek wil jou net herinner aan een ding. Die eerste week het ek vir jou genoem dat integriteit se definisie het eintlik 2 kante soos 'n muntstuk. Ek het daai tyd dit as prins so gesê dat ek gesê het eerste die deel wat ons verstaan en dan die deel wat soms van ons nie verstaan nie. Die eerste een is om sekere waardes en beginsels te hê en daarbey te hou. John Maxwell het gesê jare terug en ek weet baie ouens het hom daarna aangehaal, maar hy het gesê integriteit is wie jy is as jy alleen is. Hoe jy dan optree. Wanneer jy nie mense wil beïndruk of die waardes wat jy voorgee, probeer vir mense wys jy is hierdie mens met integriteit nie. Ware integriteit kom uit 'n ander plek uit. En daarom die tweede kant, die ander kant van die muntstuk gaan eintlik oor persoonlike heelheid. Integriteit kan nie sy plek vind as ek in 'n gebroke plek is waar ek 'n krom siening het van die lewe nie. Ek het 'n voorbeeld genoem van daardie aardse definisie van integriteit en ek het gepraat van Al Capone en ek het gesê Al Capone is 'n ou met integriteit gewees, maar hy was nie 'n gesonde ou nie.
So as Al Capone vir jou sê, vanaand is jy dood, as hy 'n ou bel en sê, well, get rid of him, dan in daai ou, die volgende dag was hy dood. So hy het by sy woord gehou, maar sy waardesisteem was 'n bietjie anders as dit wat die Bybel vir ons leer. So ek wil vandag hom net heeltemal omflip. Want die waardes wat jy het, is die uitvloeisel. Nie net die waardes wat jy na koester nie. Die waardes wat jy kan uitleef in jou lewe, is as gevolg van heelheid. Maak dit sin? Ag, ek is so bly. Dit maak dit 20 minute korter vir jou. So, Paulus skryf in 'n brief vir die gemeente in Efese, in die eerste 3 hoofstukke praat hy met hulle eintlik oor hoe lyk dit wat Christus kom doen het. Hy sê, die integriteit van Christus, die kapasiteit wat Christus in jou lewe inbou, om dinge te kan hanteer, verduidelik hy. Hy kom en hy verduidelik hoe ek en jy op 'n nuwe spasie is, ten opsigte van die skepping, ten opsigte van die Vader, ten opsigte van heerskappy. Dis die eerste plek waar hy werklik waar begin vir mense verduidelik, dat ek en jy geroep is om te heers, en hoe diep en hoe ver en hoe wyd en hoe groot God se liefde vir ons is, en dan begin hy praat oor hierdie roeping wat die kerk het, en hoe ek en jy elkeen deel kan wees. Nou, jy moet mooi verstaan, dat in daardie tyd was dit priesters en hoëpriesters, en die leviete wat die reg gehad het om enigstens 'n roeping te kon uitleef met 'n geestelike bestaan. Die algemene ou moes net die wette hou en hy moes sy duifies bring op die regte tyd om te offer. Jy hoor? Daar was geen aspek van jy het 'n autoriteit nie. Die bietjie autoriteit wat gedelegeer was aan die priesters en aan die leiers van die volk. So dit is vir ons sommer net maar vir daai ouens was dit 'n skok. Dit was vir hulle iets wat hulle geweldig getref het. So, in die tweede gedeelte, die laaste deel, in Efesiërs 4 tot Efesiërs 6, is daar hierdie verduideliking. Nou is dit, as daardie kant van die muntstuk van heelheid, as jy dit gesnap het, kom ons kyk hoe lyk die waardesisteem wat jy nou gaan uitleef in jou alledaagse lewe. Ek wil hê jy moet, as jy aan integriteit dink, moet jy altyd dink aan 'n muntstuk. Jy weet, aan die een kant van 'n muntstuk is altyd die koning se kop. En dan aan die ander kant is 'n willebees of wat ook al waar jy bly. Die een is altyd die integriteit prentjie van die identiteit, aan wie behoort hierdie muntstuk? Eintlik aan die koning. Maar aan die ander kant is dit iets van die uitleef. Dit is, in Suid-Afrika het ons diere, en ons het, die diere is, baie van dit is diere wat eie aan Suid-Afrika is. Dis iets wat, wie ons is, wat ons almal saam verstaan, wat ou in die buiteland nie noodwendig verstaan nie. Nou, dis baie keer maklik om met hierdie integriteit te leef, wat Christus vir ons kom gee het. Maar ouens, baie keer is dit vrek moeilik, is dit nie? Okay, dit is nie, kom ons sluit af. Ek sal vir myself net weer hierdie lees, met begrip. Hoe navigeer ek deur hierdie dinge? As jy ernstig is oor jou geloofspad, dan is daar altyd 'n geleentheid om elke dag 'n bietjie teleurgestel te wees. En ek dink dis hoekom die eerste 3 hoofstukke so belangrik is dat ons dit verstaan. Maar die laaste 3 is eintlik dit wat jou laat glo, dit wat jy sê jy glo, word die waarheid in jou lewe. Ek kan elke dag vir jou vertel jy is 'n nuwe skepsel. En jy's nuut gemaak in Christus. Maar as jy dieselfde dinge doen wat jy weet jou pla en mense om jou pla, dan begin jy twyfel in die eerste 3 hoofstukke. Dan sê ek is nie ingesluit in hierdie nie, want hoekom sal ek nog so wees? Die uitdaging is dit. Ons is soms ernstig oor die geloofsaak. Maar wanneer dit kom oor die uitleef, dan verstaan ons nie
hoe dit werk nie. Ek gaan nou met jou daaroor gesels. Die eerste beginsel wil ek vir jou noem. Ons moet ons ou klere uittrek. En dit begin eintlik by my en jou diepste begeertes. Ek wil voordat ek gaan Efesiërs 4 vers 21b nou vir jou lees tot 24 maal. Ek kan maklik verander in iets. Ek het gerook en baie geld gemors. Ek het 60 sigarette 'n dag gerook voordat ek my hart vir die liewe Here gegee het. En hoor mooi, die twak het my nie uit die Here uitgehou nie. Maar my reuk het uit mense se lewens uitgehou. En nou begin die Here met my praat en sê, hoorie Koot, ek wil hê jy moet van alle verslawings ontslae raak. Dis nou begin ek minder eet. Julle weet waarvan ek praat. Ek begin al die ander goed doen wat my pelle as maklik sien. Ek drink nie meer so baie nie. Ander ouens kry ook 'n beerd. Ja. Maar los my sigarette uit. Ek het ingevoerde Marlboros gerook, papie, en ek het 'n Zippo lighter gehad. Ek was cool. Jy hoor wat ek sê. Daar's liedjies oor my geskryf. Jy dink jy's cooler as ek. Ek het geweet hoe om hom aan te steek. Net so, jy vang hy Zippo so. Camel man. Jy kan vir my sê, ek moet stadiger ry, stop by die stopstraat. Ek sal dit doen, met liefde. Gaan elke Sondag kerk toe, na al die diens, ek doen dit. Maar los my sigarette uit. Die Here kom en hy sê, ek wil jou alles wees. Ek wil alles in jou lewe, wil ek deurvloei. Nie omdat ek jaloers is op 'n stokkie twak wat jy in die brand steek en tot niet laat gaan nie. Ek wil hê daar moet nie dinge wees wat jy na toe hardloop, wanneer jy na my toe moet hardloop nie. Hoors, die Here het nie regtig soveel, ek weet nie, maar die groot uitdaging was nie wat ek aan my longe doen nie. Die groot uitdaging was, waartoe gaan ek as ek gestres is? Wat was my sosiale plek van, as ek kom aansteek, dan kan ek lekker gesels? Wat is daai ritme in my lewe, wanneer ek nou regtig wil diep dink en groot besluite maak, dan sit ek onder die boom, want my maale laat my nie toe in die huis, om dit te doen, ek weet nie hoekom, jy is baie lelik. Nou sit ek maar onder die boom en dink, my 3 minute van groot plesier en diep denke, en 'n kopseer as ek te vinnig gedink of gerook het. Wat in my lewe die probleem was, is, ek het nie verstaan dat die gewoontes wat ek die styfste aan vashou, verhoed my, en ek praat nie nou net van dit nie, verhoed my, om in die volheid van God, my identiteit in te stap. En dis die uitdaging, ouens. Ons preek nie sonde nie, ons preek Christus. Maar Christus het gesterf sodat ek en jy 'n volmaakte, volkome verhouding met hom kan hê. Hoor, nie 'n volmaakte, volkome uitdrukking van alles nie. Hy het geweet ons gaan foute maak, maar hy wil hê ons moet in volmaaktheid in ons verhouding met hom wees. Weet jy wat 'n volmaakte verhouding? Dis nie om alles reg te doen nie, maar is om altyd as my kinders, as hulle iets verkeerd doen, 'n volmaakte verhouding is nie dat hulle alles doen net wat ek vra nie. Dis great. Maar dis dat hulle na my toe hardloop as hulle 'n fout maak. Dat hulle vir my sê, help my pappa, ek weet. Die waardesisteem waarmee pappa my groot gemaak het, is van so 'n aard dat ek weet nie waartoe om te gaan nie, ander mense gaan my veroordeel. Maar pappa het gesê, as ek na pappa toe kom, gaan ek pappa het nie doen nie. My seun is 31, hy is amper 2 meter lank en hy noem my nog pappa. Ek hou daarvan. Ek voel so groot. Goed, so ek wil vir jou lees in Efesiërs 4 vers 21.
waar hy sê, julle het tog in julle eenheidsband met Jesus die waarheid geleer, naamlik dat julle, wat julle vroeë lewenstyl betref, die ou sondige mens soos vuil klere moet uittrek. Nou kom hy en hy sê, bedrieglike begeertes, laat hierdie mens te gronde gaan. Jy sien, my en jou persoonlike begeertes, wat buite God se wil is daar om ons te bedrieg. Begeertes is 'n gesonde ding, en God het 'n antwoord vir elke begeerte in ons lewe. 'n Gesonde een. Maar ons word bedrieg wanneer ons vashou aan ons gewoontes en ons manier van dinge doen, en dit bring ondergang. Julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Ja, trek die nuwe mens soos 'n skoonklere aan. Ons gaan nie nou daaroor praat nie, ek gaan later dat jy jou skoonklere aantrek. Die mens wat na God se beeld geskaap is, iemand wat werklik reg lewe voor God en werklik aan hom toegewy is. Om reg te lewe voor God is nie om volmaak te wees in jou optrede nie. Dit is om ten volle hom in jou lewe as leier te eer. Die res gaan self regkom. So ek wil hê jy moet vandag dalk jouself nooi, want dit is die eerste stap na genesing. Identifiseer die gemors in my lewe. En besluit dat ek van dit ontslae moet raak. Dan die tweede beginsel, ek het gesê, trek jou ou kleed uit, is word vernuwe deur die Heilige Gees. Laat toe dat hy my voortdurend verander. Alles begin by my oortuiging en dan vloei dit uit na my aksie. Wanneer iets vir my belangrik is, dan gaan ek my lewe aanpas daarbey. Die ding is, ons wil baie keer wil ons transformasie sien, maar ons wil ons ou klere aanhou. Hallo. Jy kan nie transformasie sien nie, want jy staan in 'n spieël en jy sien die ou klere. En jy koppel jou identiteit daaraan. In Romeine 12 vers 1 en 2, hierdie baie bekende gedeelte, wil ek vir jou net lees dat jy die perspektief daarop kry. Onthou ek het eers gesê, trek uit die ou kleed. Nou sê ek, word vernuwe deur die Heilige Gees. Onthou, dis 'n voortdurende proses. Dis 'n voortdurende proses. Jy is op 'n plek besig om die kleed uit te trek, jy's op 'n plek besig om te vernuwe te word. Dis elke ding in jou lewe wat jy ontdek wat 'n leuen is. Hy sê, nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters. As julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julle self aan hom as 'n lewende en heilige offer. Hierdie is vir my so 'n belangrike deel, want almal praat van, hoorie, verander jy jou gedagtes, transformeer jy jou lewe. Ek en jy kan nie transformasie in ons lewe bring nie. Dit is dooie godsdienstigheid. As jy wil ophou iets doen wat sleg is vir jou, trek jou kleed uit. Besluit jy wil ontslae raak daarvan. Begin met die Here in gesprek gaan daaroor. Kry die alternatief, sien wat jy besig is om op te gee vir hierdie slegte patroon van dank. En laat God kom en die transformerende krag, klim jy op die altaar. Die Amplified sê, jy moet fisies as 'n offer voor hom gaan staan. Dit beteken, al my goedjies wat vir my belangrik is, moet verbrand word. Sodat wat vir u belangrik is, ontdek kan word in my lewe. Iemand het eendag gesê, Christendom is vir sissies. Toe sê 'n ou vir hom, probeer dit vir 'n jaar. Okay. Ja. Hy sê, dit is die soort offer waarvan hy hou, en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Nou begin jy op 'n plek kom waar jou fokus, hoor mooi, jou diens aan hom, jou fokus skuif van jouself af. Jy het hierdie ou kleed uitgetrek. Nou begin ek sien, maar
ek is in diens van die koning en alles wat ek dink, alles wat ek doen, het 'n implikasie. Maar waar ek altyd gedink het, die implikasie is, God kyk vir al die sonde en slegte goed, is eintlik die Here het 'n heerlikheidsplan met my lewe en alles wat ek doen kan vrugtevol en voorspoedig wees wanneer ek my hart belyn met hom. Nie soos die wêreld voorspoed sien nie, maar soos hy voorspoed sien. En ware vervulling is wanneer die koning van die heelal in jou hart daai bevestiging doen, welgedaan my kind, jy is gehoorsaam. Dit is om jou identiteit te vestig. Goed, hy sê, moenie julle lewenstyl aanpas by die gedragspatrone van die wêreld nie, maar laat God julle omvorm, deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê wat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. So, eerstens wil ek vir jou sê, jy gaan moet ophou om slegte gedagtes en negatiewe gedrag te regverdig. Solank as wat jy dit regverdig in jou hart, sal die Here niks daaraan doen nie. Jy moet dit uittrek. Gaan op die altaar. Kom in oorlog teen dit, maar nie jouself nie. Dis 'n storie van opgee. Dis 'n storie van jouself kruisig, sodat hy die oorlog wen vir jou. Amen. Okay. Dan, die volgende beginsel is, toets jou integriteit in die uitleef van jou waardes. Die groot antwoord is altyd liefde. Wie het ek lief met hoe ek dink? Met wat ek doen? Want dit is die groot vraag. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand en alles wie jy is. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hierin word die hele wet vervul. So, wat ek ook al doen, is dit om myself te beskerm? Of is dit, Here, U naam gaan verheerlik word hierdeur? Ek is in hierdie laaste paar jaar, was ek in 'n geweldige stryd, waar 'n sekere ding gebeur het, wat absoluut so onregverdig was. En dit het 'n massiewe implikasie gehad op 'n ding wat vir my baie belangrik was. My integriteit is bevraagteken in Christus. En die Here kom en hy sê, hierdie is nie jou veg nie, jou geveg nie. Want as jy vir jouself gaan veg, gaan dit jou vat na pride toe. Ek gaan vir jou veg. En hoeveel keer moes ek en my vrou sit en dan sê ek, wanneer daar sulke gemors inligting uitkom, dan sê ons, Here, ons gaan nie. Partykeer moes sy my herinner. Ek het een oggend, 3:00 die oggend, toe ek 3 e-mails al gestuur, dan moet ek hulle delete, dan sê die Here, delete. En toe kom die seisoen wat die Here gebruik om my lewe om te dop, want al die waarheid kom in die lig. En skielik is dit soos in, wow, God, wat op aarde? En nou is ek op 'n plek waar my hart bloei vir die individu of individue wat moontlik hierdie goed net kwyt geraak het. Want jy sien, ek moes vanuit heelheid kyk daarna. Ek kon nie vanuit my gebroke perspektief van iemand het my eienaar gemaak, so ek gaan nou reageer nie. As iemand jou seermaak, vergewe. Kom vry in jou hart. Kom los. Kom doen die regte ding. Betaal jou TV-lisensie. In Efesiërs 4 vers 28 tot 32 wil ek hierdie vir jou lees, want dit is net die gedeelte waar hy nou die uitdrukking gee. Hoor nou hier waar liefde van God die fokus is. Hy sê die dief moet ophou steel, dit is ek wil voordeel hê en eerder hard werk.
Hy moet sy eie hande vir eerlike werk gebruik sodat hy iets kan hê om met mense in nood te deel. Boom. Die hoorder, ek wil alles vir myself hê, ten koste van wat reg is, verander in een wat ek gee alles weg oor hy wat vir my sorg. Ouens, hierdie goed gebeur nie net uit 'n kognitiewe besluit nie. Daar's 'n harttransformasie wat plaasgevind het. Amen. Ja. Hy sê, moenie enige vuil taal gebruik nie. Gebruik eerder die regte opbouende woorde wat nodig is om die wat luister te bevoordeel. Bou mekaar op. Ja, moenie God se Heilige Gees hartseer maak nie. In julle eenheidsband met die Heilige Gees lê julle waarborg dat julle God se verlossingsdag sal beleef. Ons dink almal God se verlossingsdag is net die dag wanneer die wederkoms is. Nee, die verlossingsdag het reeds aan die kruis plaasgevind. Hy sê hy het ons verlos van alle ongeregtigheidssonde. Dis wanneer hierdie verlossing manifesteer in my lewe. Ja, daar kom 'n dag met die wederkoms wat ons verlos word van die omstandighede van hierdie wêreld. Maar die dag toe ek die CMA ouens praat van 'n sigaret as die duiwel se dummy. Die dag toe ek kom dooddruk en sê ek's klaar, toe is dit verby. Net die Here het my die krag gegee. Jy hoor. Daar het die verlossingsdag in my lewe aangebreek van addiction, van verslawing. Dit het nie eers gebeur met die wederkoms nie, dit was die verlossingsdag. Ek wil hê jy moet weet dat die Here wil vir jou verlossingsdag in jou lewe hê, wat aanhou groei, selfs in die wederkoms, maar dit begin hier. Amen. Kan jy dit vat vandag? Raak saam met alle ander slegte dinge ontslae van bitterheid, woede, wraak, geskel en gevloek. Ek wil vir jou sê, bitterheid en woede steel die totale omvang van intimiteit met God. Jy kan nie vir my sê, as jy bitter is, en in 'n stand van woede is, dat jy in intimiteit met die Here verkeer nie. Daar's 'n tannie gewees in 'n kampus waar ek was, en ek kan nie name noem van die kampus of wat ook al nie. Maar die tannie het 'n wrok teen haar buurman gehad, en sy gaan toe op 'n toer Israel toe. Nou kom sy terug en sy sê, op 'n leiersaand staan sy op en sy sê, sy wil getuig, die Here is geregtig. Ek sê ja, sy sê, sy het gegaan en sy het hierdie ou se naam op 'n papier geskryf, en sy het op 'n manier by hierdie Wailing Wall daar iemand gekry, en daai wrok van haar tussen daai klippe en daai klaagmuur ingedruk, en God sal 'n wreker wees, en ek staan op soos Jesus ouens, haal hierdie girl uit. So nou moet ek dit regstel, ek sê, Jesus, weet jy wat, was jy so lank in Israel en gejourney met die Here, en jy kom terug en jy getuig nog van 'n wrok, jy het alles gemis. Amen. Laat die Here met hierdie goed deel in ons lewens. Daar is nie 'n ding soos 'n wrok uit 'n gesonde plek nie, ouens. Okay. Wees eerder vriendelik met mekaar, gee vir mekaar om, vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het. Jesus het ons vergewe nog voordat ons gebore is. Dit is die hart. En dan, as ons integriteit toets, laat toe dat ons op die altaar klim van Jesus Christus se hoop en laat ons getransformeer word. En dan laastens wil ek sê, leef doelgerig. Trek jou nuwe kleed aan. Wanneer jy met iets gedeel het, moenie daaroor top nie. Trek 'n nuwe kleed aan. In Kolossense 3 vers 12 tot 14 skryf Paulus aan vir die gemeente in Kolosse. Hy sê, julle is die mense wat God uitgekies het, wat hy geheilig het en wat hy lief het. Wat meer? Hoor hier, ons is gekies om saam met hom te leef. Ons is geheilig dat daar niks tussen ons en hom is nie, en hy het ons lief. Dis 'n pappa wat ek vrymoedigheid mee sal hê.
Hy sê dan, daarom moet julle die volgende soos klere aantrek: liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. Verdra mekaar, en as enigeen 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het. Die heel belangrikste wat julle moet aantrek is liefde. Die liefde bind alles volmaak saam. Ouens, terwyl die musiek, terwyl die orgel nou saggies speel, in hierdie gewyde oomblik aanbreek, wil ek vir jou sê, die een toets wat ek en jy altyd kan gebruik, is wanneer ek planne maak, wanneer ek dinge in my gedagtes laat deurspoel. Wat is my motief? Waartoe is ek op pad met dit? Is dit sodat ek bevoordeel kan word? Dan wil ek vir jou sê, jy set jouself op vir pyn. Want die Here is so lief vir jou, hy gaan nie toelaat dat jy die sukses behaal wat jy wou hê as jy sy kind is nie. Hy gaan jou wys die duiwel agter dit. En wanneer jy dit sien, is daar altyd pyn. Ja, ek was 'n woeste jong man. Ek was eendag so kwaad vir my vrou. En sy was reg, is die ergste, né? Okay, my vrou, vergeet dit. Ek loop van Alberton af, in die nag, tot in Eikenhof. So kwaad is ek. En toe kom die son op. En nou is die selfone daai jare nie, nou moet ek werk. Toe loop ek maar terug. Weet jy wat het ek uitgekry? Nou moet ek by die huis kom en sê, ek's jammer. En nou het ek hierdie verwagting, hoor hoe selfsugtige ou is. Ek het hierdie verwagting, okay, as ek nou by die huis instap, gaan sy sê, "O, Koet, ons was so bekommerd oor jou." Toe ek by die huis kom en sy besig om ontbyt te maak. O, ek bly eens terug. Dis nie dat sy nie gestres het nie, sy het haar stres na die Here toe gevat. En sy het gesê, Here, sort my man uit nie. Dis, Here, as daar iets is wat ek gedoen het wat buite lyn is, Here, laat ek dit uitsort, maar Here, sort my man uit. Dis so 2 maande daarna wat ek 'n drastiese geestelike ontwaking in my lewe gehad het. Ek wil jou challenge op jou hart. Die Here soek nie ons bediening nie. Hy soek ons hart, hy soek ons hele hart, hy soek ons hele wese. Hy wil hê ons moet van die smet ontslaa raak, hy sal dit wegvat as ons sê, ek trek uit, ek is naak voor U. Ek sien wat aangaan in U ook. En ek haat dit. Maar ek weet, ek sit my op die altaar van U lewe. Kom bring die transformasie, herinner my elke dag, ek gaan elke dag aandag gee daaraan. En die toets daarvan gaan altyd wees liefde. Amen. Gaan ons saam bid. Hemelse Vader, Jesus, U het vir ons dit so duidelik kom gee in die lewe. Ek bid vir elke persoon met so massiewe uitdaging, of dit op identiteitsvlak is, of dit in gedragsvlak is, of dit is in verhoudingsvlak. Hemelse Heer, mag hierdie ou kleed net afkom in daardie spasie van ons lewens. En mag ons voor U kom staan en sê, ek haat dit wat ek sien, Here, want dit ontbreek aan die vervulling van U plan vir my lewe. U het soveel beter, soveel meer. Kom bring die transformasie in my hart, sodat ek anders kan dink, anders kan redeneer en vry kan wees. Sodat wanneer ek die kleed van liefde dra, dat mense se lewens aangeraak word om my, op elke vlak. Dit bid ons in Jesus Christus naam. Amen. Kyk gerus saam met my na die volgende inligting. Dankie.
Marriage involves two people. They meet. You found me really attractive, really quickly. They fall in love. She's passionate. They get married and embark on a relationship that's designed to be one of increasing intimacy. I really couldn't see my life without her. But that's not automatic. We have to keep working at our marriage. Because I wasn't getting much affirmation, I started getting that from other places. Our marriage was nearly over. If you start building good habits in your relationship, you'll be reaping the effects of those choices in 5, 10, or 20 years' time. I can't let my past define my future. We have to build our own reality. The aim of the marriage course is to strengthen the connection between you as a couple. Love grows us. This is not a silly sentimental idea. This is science fact. How about one that we don't really hear about? How about this one? Fun. Marriage ought to be fun. If you're not having fun, what's the point? The marriage course is built on universal principles that are relevant to any couple anywhere. In years to come, you'll look back on having built a marriage as perhaps the most important achievement of all in your lives. God wil die wêreld verander deur jou gebed. Kom sluit aan vir ons gebedsaand, 'n tyd om saam te bid, vir mense in te tree en God se teenwoordigheid te beleef. En as jy voel God roep jou om vir ander te bid, kom na die gebedsspan opleidingsaand. Leer hoe om met geloof en sagtheid vir iemand te bid. Almal is welkom. Kom leer, bid en beleef hoe God mense se lewens wil aanraak. Nee, maar lekker. Ons gaan nou braai. Ken jy nou ou liedjie? Verspysing vir ons dank ons loof U nou, o Heer. Luister, ons het 'n great inisiatief. Mense komplimenteer my asseblief op my outfit na die tyd. Ek doen dit net vir julle, nee, ek wil dit net sê. Ons het 'n great inisiatief wat ek trots is om te sê deur ons klein groep leiers eintlik gedryf is. Ons doen eintlik bitter min met die proses. Hulle dryf julle ding. Ons wil saam kuier. Amen. Ja, ons wil saam kuier. Ons wil saam kuier. So ons gaan op die 23ste November gaan ons 'n lekker ete saam doen. Ons het 'n spitbraai gereël, ons het 'n springkasteel, 'n slip and slide, ons het roomys, ons het koeldrank, ons het al die lekker dinge en jy bring net jou mense. So ek wil gou net 'n paar goed doen. Eerste van alles, ek wil vra wie het iemand wat jy sou graag nooi na so 'n event? Iemand wat dalk bietjie familie en liefde nodig het. Enigiemand? Okay, ek sien jou, ek sien daai hand, ek sien daai hand, ek sien daai hand, ek sien daai hand. Daar's vir jou 'n gratis kaartjie. En vir jou nog iemand? Nog iemand? Daar's hy Rosa, ek sien jou. Ek sien daai hand soos 'n goeie pastoor sien ek daai hand. Nog iemand? Nog iemand? Halleluja. Daar's hy, geniet hom. Die idee van hierdie hele, hoekom ons nou hierdie kaartjies uitdeel, idee is ons wil 'n geleentheid skep waar mense kerk kan beleef, familie kan beleef, liefde kan beleef. Ons het hierdie boom wat ons het met mense op vir wie ons vertrou. Mense wat nie vir Jesus ken nie, wat ons vertrou hulle gaan hom ontmoet. En dit is geleenthede soos hierdie. Dit is geleenthede waar mense Christendom kan beleef op sy beste wat dit doen. So ek wil jou regtig uitdaag. Dit is regtig billik, R90 per persoon. Daar is vleis, bykosse en nagereg ingesluit in daai prys. Bring jou vriende, bring jou ouma, jou tannie, jou familie, almal. Bring almal, dit gaan vreeslik lekker wees. Kinders onder 12 kry halfprys af. En kinders wat nie eet nie, julle kan net gratis kom. Hier gaan 'n great pret wees vir almal. So dis die eerste ding. Tweedens, ek wil jou regtig uitdaag as jy dalk by ons kuier hier vandag. Dis nie altyd so nie. Ons is redelike normale mense. Ek wil dit net eerstens sê. Maar ek wil vir jou sê baie welkom by ons diens vanoggend. Dit is so lekker om jou hier te hê en ons wil graag jou net ontmoet. So maak 'n draai by ons Join the Mission stasie buite. Jy sal sien daar so 'n TV met 'n blou slide op. Jy kan daar vir ons kom ontmoet en net gou vir ons kom sê wie is jy en kom opskryf. Ook as jy wil betrokke raak by enigiets hier, insluitend hierdie gemeente ete, kan jy hierdie QR-code agter my scan. Hy gaan jou vat na ons Linktree toe en al die geleenthede, al die kursusse, alles wat jy kan betrokke raak. As jy 'n klein groep soek, dis die plek om te gaan. As jy wil braai saam met ons, dis die plek waar om te gaan. Haal gee jou foon uit, scan daai QR-code en maak seker om in te skakel. Ook ons is 'n vrygewige kerk. Amen, né? Nee? Ek bedoel, ek het dit nou net gedemonstreer. Ons is 'n vrygewige kerk. Ons gee verniet kos weg. It's amazing. Nee, ek dink daar's baie of daar's 'n paar grys areas in die Bybel, né? Nee? Maar ek dink een area wat nie 'n grys area is nie, is die Here se verwagting van ons om vrygewig te wees. Ja?
Hy verwag van ons om vrygewig te wees. So wanneer ek hier met jou praat, ons het hierdie 5 gesindhede rondom gee, ons is vandag in week 3, wat ons praat oor gehoorsaamheid in ons finansies. Koot het een keer gesê, of so 'n paar weke terug gesê, as dit nie vir jou joy bring om te gee nie, moet eerder nie gee nie. Maar as die Here vir jou sê, gee, man, kom ons stry nie met hom nie. Kom ons gehoor by hom en in gehoorsaamheid tot die Vader. Kom ons wees vrygewig. Kan ek 'n oomblik net gou vat nie oor jou finansies bid, soos wat ons saam sit? Here, ek wil regtig net 'n seën bid oor elke persoon se finansies. Ek weet dat U wil in daai sfeer van ons lewe ook met ons kom praat, Here. Ek weet die guns wat mense beleef as mense finansies onder U kom plaas, Here, en ek wil bid, Heilige Gees, dat U vir mense sal kom oreed oor vrygewigheid nie. Nie ek nie, nie die kerk nie, maar U self deur die Heilige Gees. Kom hê 'n gesprek met ons oor ons finansies en ons rentmeesterskap. Ons prys U vir dit. Amen. Amen. En dan ek wil laastens net 'n geleentheid skep. Ons gebedsspan is aan die brand. Kan julle hulle sien? Kan julle die beweging sien? Hulle love it om te bid. Hulle lewe hulle passie en hulle roeping uit om vir mense te bid. En ons het binnekort 'n geleentheid wat ons gaan saamkom en lekker saam bid. Dit is net 'n aand van gebed, 'n aand van intersessie waar ons 'n lys van goeders het waar ons voor gaan bid. En ek wil jou regtig uitnooi en hulle het my gevra om spesifiek hierdie te sê, bring jou baggage. Moenie dit by die deur los nie, moenie dit by die huis los nie. Bring daai goed. Ons wil graag saam met jou intree, ons wil saam met jou bid en ons wil vir jou 'n plek gee waar jy ook vir ander mense kan bid. Maar nie net dit nie, as jy vandag gebed nodig het. As jy nodig het dat iemand gou saam met jou bid, iets in die diens het jou aangeraak, dalk het in die worship die Here iets vir jou kom sê en jy het iemand nodig om net gou saam met jou te chat. Hier gaan mense hier voor wees en daar agter by ons gebedsmuur. Gepraat van die gebedsmuur, as jy dalk bietjie skaam is en jy wil nie hê iemand moet in persoon vir jou bid nie, gaan skryf daar neer. Ek kry elke maandag 'n boodskap van Nerine en van Nikki af wat vir my sê, "Hey Kobus, hier is jou name vir die week waarvoor jy kan bid." Dit sluit hierdie ouens in, dit sluit daai ouens in. So jy word voorgebid. Dis incredible. Dis hulle passie, dis nie vir hulle moeite nie. Hulle love it. So as jy gebed nodig het, asseblief kom en praat met ons. Dan heel laaste en dalk die mees opwindende deel van vandag is ons gaan nie nou braai nie, maar ons gaan nou donuts eet. Yes! Superkel is hier buite, hulle staan reg om ons te bedien en Luna's koffie is ook reg. En ek hoop jy het 'n lieflike Sondag verder. Kom ons gaan hê community.